Goeiedag geliefde, ek hoop ek gaan regtig uitstekend met jou vandag. Van my pastoor Tief Boysen en die hele beleefspan, dit is 'n enorme groot voorreg om weer saam met jou in God se woord tyd te kan spandeer. Nou, ons begin hierdie week met 'n eenvoudige, maar met 'n baie kragtige tema. 'n Tema wat ons al voorheen aangeraak het, maar iets wat ons eintlik maar gereeld aan moet kyk. En daai tema is dankbaarheid. En weet jy wat ek ontdek het van dankbaarheid? Lof en dankbaarheid is nie net iets wat ons doen wanneer die lewe goed gaan nie. Tog, dis baie keer wat ons doen. Wanneer dit lekker is, dan wil ons sê, "Jy, dinge is great." Maar dis wat ons eintlik aan die lewe hou wanneer dinge moeilik raak. Daar in die dalle van die lewe moet ons leer om lofprysing te bring na die Here toe. Nou Dawid skryf vir ons in Psalm 9 vers 2. Hy sê, "Here, ek sal U prys met my hele hart. Ek sal vertel van U wonderlike dade." Wat ek geniet van hierdie vers, geliefde, is dat Dawid nie net sê hy sal God loof as alles regloop nie. Nee, hy sê ek sal U prys met my hele hart. Met ander woorde, lof is nie net 'n reaksie nie, dit is 'n besluit. Jou hele hart omskryf en omsluit jou op en jou af, waar jy jou tyd spandeer, hoe jy dink oor dinge. Jou hele hart is jou alles. Nou kan ek jou iets vertel. Die lewe is vol hoogtes en is vol laagtes. En is eintlik wetenskapliks, ek het onlangs 'n studie gelees dat die aarde se oppervlak, baie meer valleie het as bergtoppe. Nou, ek dink dis 'n pragtige beeld en 'n manier om te dink oor hoe eintlik ons lewens lyk. Ons geniet die oomblikke op die berg, daarbo waar dinge great is, wanneer alles helder is, die uitsig is mooi en die lug is sommer so vars, Maar die meeste van ons lewe speel af eintlik in die valleie. Meeste van die tyd is dit nie die bergtoppe wat ons beleef nie, maar as vallei oomblikke en hulle is eintlik maar meer. En is juist daar in daardie stille en moeilike plekke waar lof sy grootste krag vir ons wys. Wanneer jy kies om God te loof in jou dal, gebeur iets bonatuurliks. Jy herinner jou siel, daar waar jy dink en prosesseer en besluit wie jy is en hoe jy voel oor goeders, jy herinner jou siel aan wie God is. Jy skuif jou fokus van jou probleem na God se teenwoordigheid, na sy teenwoordigheid. En jy vind krag om aan te hou beweeg. Selfs as jy moeg voel, wat doen jy? Jy prys die Here. Selfs as jy onseker is, wat doen jy? Jy leer om die Here te vertrou en daarom prys jy hom. Selfs as jy niks verstaan nie, jy kyk vorentoe en dit lyk net 'n chaos. Wat doen jy? Jy loof die Here. Geliefde, hoekom? Want lof verander nie jou omstandighede onmiddellik nie, maar dit verander onmiddellik jou perspektief. So, my vraag aan jou is, waar bevind jy jouself vandag? Is jy bo op die berg of moontlik in die vallei? Is jy op 'n berg oomblik of is jy in 'n vallei seisoen? Wat as jy net vir 'n oomblik stop en sê, irrespectief of jy bo of onder is, Here, ek loof U vir U goedheid, selfs nou. Want dalk is dit juist daardie lof wat jou deur hierdie seisoen gaan dra. Geliefde, lof is nie net 'n klank nie, Dit is 'n keuse wat ons daagliks moet maak. En elke liewe keer, as jy kies om God te loof, bou jy 'n ritme in jou hart wat sê, Here, ek vertrou U selfs hier, nou in hierdie oomblik. Of dit goed gaan, of dit sleg gaan, ek vertrou U. Ek hoop jy gaan hierdie week saam met ons reis en saam met ons tyd spandeer in God se woord om te leer hoe lyk lofprysing as 'n lewensritme. Van nou, kom ons bid saam. Hemelse Vader, vir hierdie week wat voorlê, sê ons vir U dankie. Dankie vir al die goeie oomblikke en ook die taai oomblikke. Dankie vir die uitdagings wat hierdie week oor ons pad gaan kom, wat ons gaan groei, wat ons gaan uitdaag, wat ons gaan toets. Dankie vir die oomblikke wat gaan gladloop, wat ons voel, dinge gebeur en ons verdien dit nie eers nie. En ander kere waar ons agterkom dat omstandighede staai en ek wil al weghardloop en ek sien die kans. Here, ek dankie vir alles wat hierdie week na my toe kom. En Here, en dan vra ek, soos ons hierdie week gaan tyd spandeer saam met mekaar, saam in die woord, en ons gaan gesels oor hierdie onderwerp van dankbaarheid. Here, bid ek dat U in my eie hart, soos elkeen van ons wat nou ook vandag luister, in ons harte 'n werklike dankbaarheid sal ontwikkel, sodat ons sal leer hoe dit lyk as ons werklik in 'n ritme van lofprysing begin beweeg. Ek vra vir U genade oor ons lewens, oor ons harte, oor ons denke, rig ons paai. Ons bid dit alles in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle môre weer hierso. Gaan in vrede. Totsiens.